hartlik welkom. Ons is met 'n reeks besig oor Bybelkarakters en ons het die vorige keer bietjie gepraat oor die lewe van Samuel en wat hy vir ons leer in die Bybel. Ek wil saam met jou stil staan by seker een van die grootste Nuwe Testamentiese reuse, geloofsreus Paulus. Ons weet dat hy eens die vervolger van die Christendom was, die een wat alle Christene wou uitroei. En op die ou end het hy vir Jesus ontmoet en daarvandaan was sy lewe totaal in die teenoorgestelde rigting. Ons kan baie dinge uit Paulus se lewe leer en ons gaan na 'n paar sulke dingetjies bietjie kyk wat ons uit sy lewe kan leer ken en wat vir ons lewe kan betekenis hê. So, ek wil vir jou hartlik uitnooi om vir ons te kontak hier as iets op jou hart is. Ons het 'n WhatsApp nommer wat jy enige tyd vir ons 'n boodskap kan stuur. Ons nommer is 0791951586. Jy kan ons ook volg op Instagram, Facebook en op X. Ons is op sosiale media beskikbaar met 'n boodskap elke dag. Elke dag wil ons vir jou geestelik seën en 'n boodskap uit die Bybel uitstuur wat aansluit by Sondag se nuwe reeks wat Sondag en Woensdag en die ander dae van die week uitgesaai word. So ons wil 'n klompie tekste in die week vir jou stuur wat dan aansluit by die boodskap wat dan nou daarna op Keerpunt uitgesaai word. So jy gaan nou in hierdie afgelope tyd baie oor Paulus geleer het, maar jy gaan dan ook die boodskap kry van Paulus se lewe met die uitsending. Nou, ek wil regtig vir jou ook uitnooi, as jy wil hê ons moet hierdie daaglikse boodskappe vir jou stuur, die kort teksgedeeltes, dan laat weet ons net by hierdie telefoonnommer en dan stuur ons dit vir jou. Al hierdie boodskappe is ook beskikbaar op YouTube, so ek nooi vir jou uit ook om die skakels aan te stuur, of as jy weer wil gaan luister, vir iemand dit laat luister ook, wat nie DStv het nie, of op Kruiskyk kan luister nie, dan is hy baie welkom om te kyk na die boodskappe op YouTube. Nou, ek het gesê, ons wil bietjie stilstaan by die lewe van Paulus. Hy is ook natuurlik bekend as Saulus, en die man wat deur God geroep is, toe die Here hom eintlik letterlik gaan voorkeer het op die pad, toe hy in Damaskus die Christene daar wou vervolg. Hy is seker die grootste sendeling van alle tye. God se plan was van Jerusalem af, Judea, Samaria en die uiteindes van die aarde. En Paulus was die man wat die evangelie uitgedra het en gemeentes gestig het in Klein-Asië, in Griekeland, Macedonië en oralsteroor lees ons van die sendingreise van Paulus waar hy die evangelie uitgedra het in hierdie wêreld en oralster gemeentes aan die gang gekry het, ouderlinge daar bevestig het wat aangegaan het en die mense in groepe bymekaar gekry het en begin het om 'n nuwe gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap te vorm waar hulle die Here Jesus gedien en gevolg het en mense heen genooi het om ook Christene te word. En so lees ons van oralster van gemeentes wat gegroei het en dan Paulus vir hulle briewe geskryf om hulle op te volg. Interessant dat Paulus seker een van die grootste skrywers in die Nuwe Testament is. Van die 27 briewe wat daar is en die 27 boeke in die Nuwe Testament het Paulus 13 geskrywe. 13 van sy sendbriewe is daar in die Bybel opgeneem. Nou oor Paulus lees ons dat hy gebore is in Tarsus in die provinsie, Romeinse provinsie Cilicië. En wat baie interessant is dat hy eintlik 'n Romeinse burgerskap ontvang het omdat sy ouers was Romeinse burgers alhoewel hulle Jode was. Hulle was baie vooraanstaande mense blykbaar, baie welgesteld gewees en hulle het burgerskap ontvang van die Romeinse Ryk. En daarom kon Paulus ook, het hy in die Romeinse Ryk oralster oor die bekende wêreld kon hy glad
kon hy sonder enige hindernis of sonder enige, kan ons sê, paspoort of 'n visum, kon hy gereis het, asof die Here dit beskik het, vooraf dat Paulus die voorreg gehad het van die Romeinse Ryk en van burgerskap, sodat hy ongehinderd kon reis en dat hy ook gesag gehad het bo die ander nasies en dat hy ook om kon beroep op 'n hof of op enige hoër hof of selfs op die keiser, wat hy ook wel later gedoen het. So ons lees van Paulus se opvoeding, ook dat hy na Jerusalem gekom het en daar het hy onder die bekende Gamaliel, wat een van die beste leraars was in daai tyd, die professor wat vir hom geleer het oor die wet en oor die al die riglyne van die skrif, en hy was baie goed toegerus. Hy praat oor homself as iemand wat 'n Jood is en besny is en onder die Fariseërs wette opgelei is en 'n baie toegewyde leerling was, wat baie stiptelik die godsdiens van die Fariseërs geken het en uitgeleef het. Nou, wat die Fariseërs natuurlik geglo het, en hoekom Paulus 'n vervolger van die Christendom was omdat hulle geglo het aan 'n politieke Messias. Hulle het gesien hoe lyk die keiser, die Romeinse keiser, en hulle het gedink aan so 'n wonderlike politieke bedeling waarin hulle dan as Jode oor hulle self gaan regeer en waar hulle dan die magsposisie gaan hê en die Romeinse regering gaan in die see jaag en hulle gaan vry wees om te kan hulle self regeer en hulle het die juk van die Romeinse regering afgegooi en hulle wag vir hierdie magtige Messias wat gebore gaan word en wat hulle volk gaan lei uit hierdie oorheersing van die Romeinse Ryk. So, hulle het nie van Jesus gehou nie. Jesus, wie sê? Hy sê hy is die Messias. Mense sê hy is die Messias. Maar hulle het nie tyd vir hom nie, want hy is 'n eenvoudige, kyk net waar is hy gebore, hoe het hy groot geword. Hy is nie eintlik die groot koning wat ons soek nie. Hy is maar 'n eenvoudige man en hy praat van 'n koninkryk, nie van hierdie aarde nie. Hy praat van 'n geestesryk en hy praat van 'n hemelse ryk. Ons soek nie hierdie tipe dwaallering en hierdie tipe Messias nie. Ons soek 'n waaragtige, sterk man wat hier op aarde gaan maak en breek en met soldate gaan heers. Ja, Jesus was uniek geweest. Hy was nie soos wat, hy het nie in die prentjie ingepas van 'n koning en 'n heerser en 'n Messias nie. En daarom het Paulus namens die Fariseërs, het hy namens hierdie godsdienstige raad, het hy die Christene vervolg en in tronke gegooi en doodgemaak. Ons weet dat hy ook die eerste martelaar doodgemaak het. Hy was in beheer van daardie groep wat vir Stefanus, die eerste Christen getuie, met klippe doodgegooi het. Hy was in beheer van hierdie teregstelling gewees. Hulle het Paulus se klere en alles, het hulle, die mense, het hy daar gehad en hy was die een wat dit oorsien het. Nou kan jy jou indink wat 'n wonderwerk het gebeur, dat hierdie geharde Fariseer tot bekering kom, toe hy Jesus ontmoet, en nou verkondig hy 'n ander Messias. Jesus is die koning, hy is die Here, en ek sal my lewe vir hom aflê. Dis hoe Paulus se lewe verander het. Kom ek lees net vir jou so ietsie kort oor sy getuienis oor wat hy oor homself sê hier in Filippense 3. Ek, sê Paulus, is op die 8ste dag besny. Van geboorte is ek 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n navolger van die kerk, 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry onberispelik. Hy het die wette nagekom, en hy was in diens van hierdie Fariseer, wat die Christendom wou uitroei. Nou, ons lees dat hy ook later praat hy openlik oor sy agtergrond, en praat hy oor wie hy is, en waar hy vandaan kom.
Byvoorbeeld in Handelinge 22 lees ek vir jou net vers 3 tot 5. Paulus gaan toe voort. Ek is 'n Jood wat in Tarsus in Cilicië gebore is. Maar ek het hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gamaliel is ek volgens die streng opvatting van die wet van die voorvaders opgevoed. En ek was net so 'n kampvegter vir God, soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg, wou ek totaal uitroei. Mans, sowel as vrouens het ek gevange geneem en in tronke laat stop. Dit kan die hoofpriester en die hele Joodse raad bevestig. Van hulle het ek selfs bekendstellingsbriewe aan die Joodse broers in Damaskus gekry om ook daar hierdie mense, hierdie Christene in hegtenis te neem en Jerusalem toe te bring sodat hulle gestraf kan word. So dis Paulus se agtergrond. Dis wie hy is. Hierdie harde fariseer, hierdie streng tradisionele godsdienstige man wat gedink het hy so belangrik en so opgang gemaak tussen sy mense in die Joodse raad. En op 'n dag is hy op pad na Damaskus weer met hierdie briewe van toestemming om daar die Christene te gaan gevange neem. En wat gebeur? Op pad soontoe is daar skielik 'n helder lig. Daar's 'n lig wat sy lewe verander. Daar's 'n vuurvlam wat skielik die duisternis verdryf, wat sy hart verander en hy die grootste getuie vir die lig geword het. Hierdie helder lig het gemaak dat hy blind geword het. Hy kon nie meer sien nie. Hulle moes hom, ag hoe pateties, ek nou dink, hier kom hy met sy optog, sy soldate om hierdie Christene gevange te neem, maar hier stap die leier, hy kan nie sien die, hy word gelei, aan die hand gelei, en hy is daar op 'n plek waarin hy sit vir 3 dae lank in blindheid geslaan, worstel hy oor hierdie persoon wat hy ontmoet het op die pad met die naam van Jesus, wat gekom het om ons van sonde te verlos. En ook vir jou, Saulus van Tarsus, het ek gekom, sê Jesus. Ook vir jou wil ek red en verlos van sonde. En hierdie aangrypende verhaal wat ons lees van Paulus wat daar tot bekering gekom het, die Here vir Ananias gestuur het om hom te kom help. Kom ek lees vir jou net bietjie daai gedeelte hier in Handelinge 22 vers 6. Paulus skryf, hy sê terwyl ek op reis was en naby Damaskus gekom het, het daar teen die middag, helder sonnig, teen die middag skielik 'n sterk lig uit die hemel op my gestraal. Ek het op die grond neergeval en 'n stem van my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here, het ek gevra. Ek is Jesus van Nasaret, het hy my geantwoord. Dis vir my wat jy vervolg. Die mense wat saam met hom was, het wel die lig gesien, maar hulle het nie die stem verstaan van hom wat met my gepraat het nie. Toe vra ek, wat moet ek doen, Here? En die Here sê vir my, staan op en gaan na Damaskus toe en daar sal alles vir jou gesê word wat God bepaal het dat jy moet doen. Die skerp lig het my blind gemaak. En my reisgenote moes my aan die hand lei en so het ek in Damaskus aangekom. En 'n sekere Ananias, 'n man wat getrou volgens die wet van Moses gelewe het en by al die Jode in die stad hoog aangeskrewe was, het na my toe gekom en hy het vir my kom staan en gesê, Saul, broer, jy kan weer sien. En dadelik kon ek hom sien. Toe sê hy, die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die regverdige te sien, Jesus, en sy stem te hoor, want jy sal vir alle mense sal jy sy getuie wees van wat jy nou gesien en gehoor het. En nou waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas. Nadat jy die naam aangeroep het, kom roep die naam van die Here aan dat hy jou kan skoon was
dat jy jou kan reinig, dat jy gedoop kan word, en daar gaan sy oë oop, en daar begin hy geestelik ook sien. En die wonder daarvan is dat hy nie meer blind is nie, dat hy hierdie God leer ken wat lewe, Jesus wat van hom verskyn het, wat hom tot stilstand geroep het, en gesê het, waarom vervolg jy my? Hoekom is jy teen my? Is jy blind, geestelik, kan jy nie sien wat jy doen nie? En daar dat hy uiteindelik tot bekering gekom. Dit is die wonderlike verhaal wat ons lees van Paulus, wat hier vandaan af, was hy nou skie en hy was skaam gewees, om nou tussen die Christene te beweeg. Hulle daar in Damaskus was bang vir hom. Ananias, gaan lees maar die verhaal bietjie mooi oor hoe hy bang was. Hy sê, maar hierdie man het gekom om ons as Christene te vervolg. Hoe kan ek nou na hom toe gaan? Hy gaan my gevange neem. Sê nee, die Here het 'n wonderwerk in sy lewe gedoen. Hy het tot bekering gekom. Hy is nou jou broer. Daarom sê hy ook vir hom, my broer, jy's welkom. Barnabas is die een wat hom ook gevat het na Jerusalem toe. En die disciples daar was vir hom net so bang. Hierdie man ken hulle almal as die een wat die eerste martelaar stenig het. 'n Openbare ding daarvan gemaak het, dat die Christene geweet het hoe gevaarlik het is om Christus te volg. Hoe hulle broers en susters gevange geneem is. En hier bring Barnabas hom en hy sê, luister, hierdie man het tot bekering gekom, julle kan dit glo, hier is nie een of ander skelmstreek wat hy het, en 'n set wat hy beplan het om julle net in die hande te kry nie, nee, hy is nou een van julle. Hy het gekom om die evangelie, die goeie nuus van Jesus se vergifnis te verkondig. Hy weet dat Jesus leef, hy het hom ontmoet, hy sy sonde bely, hy is gedoop, hy is nou nuut gemaak, hy is 'n kind van God, en dan het Ananias ook vir hom laastens gebid, dat die Heilige Gees hom moet vervul. En dan sien ons hoe Paulus vervul met die Heilige Gees begin getuig. En wat is die boodskap as hy nou vir die Korintiërs sê? Dan sê hy in 1 Korinte 2 vers 2, sê hy, julle moet weet, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te verkondig as Jesus. Jesus die Christus, die ware Messias, wat vir jou deel maak van die hemelse koninkryk, wat vir jou wil red uit hierdie sondige wêreld. En dan het hy met hierdie boodskap oor die hele bekende wêreld gereis. Oralste het hy gegaan. Ag, daar's gerugte dat Paulus wel vroeër getroud was en net voor sy bekering het sy vrou gesterf en dat hy op hierdie sendingreise en vir die res van sy lewe ongehinderd die evangelie kon verkondig. Wat 'n wonderlike getuienis. Maar watter lyding en vervolging het hy toe nie gehad nie. Jy sien, nou was hy die vyand nommer 1 vir hierdie fariseërs. Nou was hy die groot probleem, want hy is nou besig om vir Jesus te volg en te verkondig. Jy kan dink hoe hy oralster onverskrokke voortgegaan het om te getuig. Hoe hy vir mense vertel het van Jesus. En hoe dat hy oralster weggejaag is. Moenie jy met hierdie sekte kom en met hierdie dwaling oor Christus kom. Ons staan vas, ons wag vir die komende Messias wat nog sal kom om vir ons 'n politieke redder en 'n verlosser te wees. Nie hierdie ene wat jy nou van praat, wat ons almal besef, hy is doodgemaak en hy het aan die kruis gesterf. Maar nou nie met daai storie kom dat hy uit die dood opgestaan het en dat hy leef nie. En so het hulle vir Paulus vervolg. Maar Paulus het nie opgehou getuig nie. Luister net 'n bietjie wat hy deurgemaak het. Paulus skryf op 'n stadium en sê hy, ja, julle weet, ek was so oortuig van my Christenskap en van my redding en my verlossing, en dat Christus die enigste ware weg na die hemel is, en die enigste waarheid wat ons kan red, dat ek net vir julle nou wil sê, ek was bereid om alle lyding deur te gaan. Maak nie saak wat 'n teekanting ek gekry het nie, dit het my nie gestop nie, ek het nie opgehou getuig nie, ek het aangehou om hierdie goeie nuus te verkondig. Hier staan in 2 Korinte 11 vers 23 sê hy, julle weet, ek het harder gewerk, en ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 gehoor gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry, en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gelei, en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring.
Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van die heidene, gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op see, gevare onder valse broers. Daar was vir my 'n harde werk, swaar kry gewees, dikwels nagte sonder slaap. Dikwels was ek honger en dors en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling, bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse en die besorgdheid oor al die gemeentes. Ek het die werk van die Here en my getuienis en my roeping het ek op my hart gedra, sê hy. Ek was bereid om alles daarvoor te gee. En ek wil vir jou sê, niks kom my van die liefde van die Here skei nie. As ek daar opgestaan het, na hulle my geslaan het ek net weer aangegaan en sê, Here, maak my weer sterk en gesond, sodat ek u woord kan uitdra. Dit het hy onverskrokke, onophoudelik gedoen, en hy het getuig nie net van die seer en die swaar en die opoffering en die lyding vir Christus nie, maar Paulus het getuig van die oorwinning oor al hierdie aanslae en al hierdie teekantings en al die vervolging en al die lyding wat hy gehad het. Luister wat sê hy in Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus die Here is. Sê, is dit nie wonderlik nie? Die Here was getrou. Hy het my elke keer weer oorwinning gegee. Vir my gehelp om hulle vry te spreek en te vergewe en met sy liefde gedrink weer na die volgende tree te gaan en die volgende behoeftes aan te spreek. Paulus skryf dat eintlik was dit hierdie hele lewe van hom as Christen was vir hom soos 'n wedloop. Hy sê, weet jy, dit was partykeer dat 'n mens moeg raak, partykeer dat jy voel jy kan nie meer nie, jy wil uitsak, maar ek het my oog op die wenpaal gehou. Ek het my visie nie verloor om die roeping wat ek het om die evangelie uit te dra, om daarin te volhard nie. Ons lees byvoorbeeld dat hy sê in Filippense 3 vers 13 en 14, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om die wenstreep by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Hy sê, weet jy, Christendom is nie maklik nie. Vandat ek daar vir Jesus gekies het ek baie teekanting gehad. Het dit maar swaar gegaan en ek het hard gewerk en ek het baie ontbeer en swaar gekry. Maar weet jy, die Here was by my, sy liefde het my deurgedra, hy was goed vir my. Ek moet sê, die Here het my gehelp om te volhard en my oë te hou op die wenpaal, en om nie my visie te verloor en my roeping te vergeet en te versaak nie. Ek het volgehou en ek het aangehou soos 'n atleet, want ek weet waarheen ek op pad is. Ek weet van die hemelse kroon wat vir my wag. Hy praat daaroor in 2 Timoteus 4 vers 6 en sê, wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Daar's Paulus se boodskap. Hy sê, weet jy, ek weet, dis die pad vir my lewe, en ek weet daar wag vir my beloning, en ek weet ek het vasgebyt en aangehou, tot ek die medalje gaan kry, en totdat ek in die hemelse heerlikheid instap. Maar weet jy, ek het daai sekerheid en daai vrede in my hart. Ek weet dat ek op pad hemel toe is. Vir my, om te sterf, is die allerbeste, sê hy op 'n plek. En om heen te gaan en met Christus te wees, is vir my die allerbeste. En ek verlang om heen te gaan. Hy sê, ek weet, om te sterf is my wins. Dan gaan ek heen om by Christus te wees.
Hy het daai sekerheid gehad. En jy lees hierso dat hy ook hier vir Timoteus skryf. Hy sê, jy weet, Timoteus, ek is seker ek gaan hemel toe. En ek kan ook vir jou sê, hierdie ander persone wat saam met my werk, hulle het ook daai sekerheid. Hulle weet, hulle naam is in die boek van die lewe. Wat sê Paulus vir jou? Is jy seker? Is jy seker jou naam is in die boek van die lewe? Is jy bereid om vir Christus op te staan en te leef, te getuig en te lei, en te ontbeer en te volhard tot die einde toe? As dit jou hartse begeerte is om dit vir Jesus te sê, sal ons nie saam bid en vir jou net kans gee vir die Here eerlik te sê. Here, voor ek nou weer besig raak met baie ander dinge, ek hoor wat U vir my wil sê deur Paulus se lewe. Hoor my as ek nou vir U antwoord. Here Jesus, dankie dat ons met U kan praat en weet U is hier by ons. Dankie dat U ook Paulus se lewe vir ons 'n getuienis maak, wat vir ons inspireer om te volhard in hierdie wedloop, nie uit te sak nie. En Here, as ons verslap het, en as ons vanweë die teekanting op die kantlyn gaan sit het, wil ons vir U sê, Here, vergewe ons kom terug na U en ons gee ons opnuut aan U oor. Ons wil vir U leef en werk. Kom Heilige Gees, kom vervul ons kies teen ons ou natuur, soos wat Paulus gedoen het. En ons kies vir U Gees se beheer, dat U nou deur ons die lig in hierdie wêreld kan uitdra. Hier is ek, Here, ek het U lief met my hele hart, en ek wil U volg tot aan die einde van die wedloop. Amen.